Vanoggend kom ons net soos wat ons is. En Here, ons vra dat hierdie woord vanoggend ook oor elkeen van ons sal spoel. Mag hierdie woord kom en in elkeen van ons verandering bring daar waar dit nodig is. Here, U weet wat elkeen van ons se behoefte is. U weet wat ons gebede is en ons soeke is. U weet waaroor ons wonder en waaroor ons onseker is. En so ons gebed vanoggend is kom vul hierdie spasies. Kom vul hierdie spasies met U teenwoordigheid. Kom vul dit met U liefde. Kom vul dit met U genade en met U vrede. Here, U is vir ons genoeg. En dis vir ons beter om een dag in U teenwoordigheid te wees as 1000 in die wêreld. Praat Here, ons luister. Maak ons harte gereed om te ontvang daar waar dit nodig is. En Here, ons is tot U beskikking. Stuur ons om te doen wat ons moet doen. Amen. Gemeente, vanoggend praat ons oor hoe God gebede antwoord. En gebede is een van daai temas, daar's 'n paar sulke temas in ons geloof. Maar gebed is een van daai temas wat bietjie uitdagend is, in die sin dat ons nie altyd heeltemal seker is waar ons lê daarmee nie. Ons weet gebed is die asemhaling van ons geloof. Ons weet dat gebed nodig is en niemand van ons stry daarmee nie. En ek is ook baie seker dat daar niemand van ons is wat in hierdie kerkgebou sit op die oomblik op wat hierdie preek gaan luister, wat nie bid nie. So ons almal bid, maar oor die antwoord op gebede is daar 'n bietjie onsekerheid. Jy mag dalk nou in jou kop bietjie 'n lysie maak van gebede wat God al geantwoord het. Maar ek kan jou waarborg, daar gaan ook 'n lysie wees van gebede wat jy voel God nog nie by uitgekom het nie. Of dalk voel dit vir jou vanoggend God kom glad nie daarby uit nie. Gebed is 'n vreemde ding. Want ons bid en ons vra en ek glo in hierdie tyd is ons al verby die punt dat ek bid om 'n miljonair te wees teen 3:00 vanmiddag. Of bid vir iets wat ek weet eintlik net my eie wil gaan bevredig. Paulus sê jy's vir die gemeentes, julle het nie want julle vra nie en wanneer julle vra dan sit vanuit julle selfsugtige begeertes. So ek dink ons is ten minste almal op die punt waar ons weet dat wanneer ons bid, dan bid ek nie net vir wat my behoefte nou is nie, maar ek doen dit met God se wil in gedagte. So ek weet daar's iets groter. Maar dalk vanoggend voel dit vir jou asof jy bid en jy het getuienis van mense rondom jou wie se gebede geantwoord word, maar is asof God net nie deurbraak bring op jou gebede. So opreg soos wat hulle mag klink, of dit vir gesondheid is, of vir familiebande is, of dit vir 'n finansiële uitdaging is, of werksituasie is, vir wat ook al dit mag wees, dalk voel dit vir jou so. Dalk voel dit vir jou vanoggend, dalk as jy bietjie meer doen, bietjie meer Bybel lees, bietjie meer kerk toe gaan, bietjie meer moeite doen, bietjie meer stilte tyd hou, dalk dan sal God na jou gebede luister. Of vanoggend as jy dalk 'n bietjie in die versoeking om te dink omdat God onlangs 'n gebed geantwoord het, dat jy eintlik nogal iets reg doen en dat jou lewe nogal redelik in plek is. God tevrede is daarmee. Gebed is moeilik want in baie gevalle verstaan ons nie hoe God sekere gebede antwoord en ander lyk asof dit net verbygaan nie. En vanuit ons probeer bevorm kultuur, ek doen iets om iets te kry, word dit al hoe meer dat as God nie my gebede antwoord nie, dan werk ek net bietjie harder daaraan. Of as God wel my gebede antwoord, dan is ek dalk op 'n goeie plek. Maar God het die geneigtheid om nie gebede te antwoord soos wat ons dit noodwendig vooruit sien nie. Vanoggend kom ons teks uit Lukas 2, van vers 22 tot 35. Ek gaan uit die 22 vertaling lees, althans die 2020 vertaling, ekskuus. Die woorde gaan op die bord wees, maar as jy wil saamvolg, gaan ek jou regtig uitnooi, soek saam op en lees hom, veral as jy 'n 83 vertaling byderhand het. Want nou so hier en daar 'n verskil. Nie groot nie, maar dalk in woorde iets wat 'n verskil maak. Hoe dit ook al sê, God antwoord nie gebede soos wat ons dit altyd vooruit sien. God het die geneigtheid
om gebede te antwoord in saadvorm. En dis hoe ons dit baie keer mis. Ons bid vir 'n boom en God gee die saad vir die boom. Die vraag vir oggend is, dalk hoe sien ons dit raak? Hoe merk ek dit op in my eie lewe of hoe mis ek dit nie? En die verhaal waarna ons vanoggend gaan kyk is een van Simeon. Simeon wat 'n gebed gebid het, 'n belofte gekry het, soos die res van Israel aanhou bid het daarvoor en dit sien ontwikkel het voor die tyd kom. Kom ek verduidelik dit so. Die hele Israel op hierdie stadium is besig om te bid vir verlossing, vir die Messias wat beloof is wat sal kom. God se verlossing wat hulle gaan vrymaak van hulle bande, van hulle verstriktheid. Die gaping tussen hulle en God gaan toemaak. Nou vir die Israeliete wat hierdie bid, weet ons nou dat hierdie moes 'n held wees, 'n ridder op 'n wit perd. Iemand wat weermagte kon bymekaar kry, wat skares moes kon lei. Dit moes ten minste in meeste van hulle se gedagtes wees, iemand wat die regering op sy kop kon draai, want die eintlike individue, die groepe, die kultuur wat die Israeliete onderdruk het van hierdie tyd was die Romeine. So wie ook al die Romeinse regering kon omgooi, dit moes die Messias wees. Israel was dalk nie verkeerd om so te dink nie, want regdeur geskiedenis sien ons hoe God vir hulle juis rigters bring met militêre verlossing. Ridders op wit perde, helde met swaarde en weermagte wat kom verlos. Dit begin altyd klein, maar daar's altyd 'n verlossing en 'n ommekeer. In hierdie geval weet ons egter dat wanneer Jesus kom, en dis die seisoen wat ons nou gevier het, dan is die verlossing en die redding lyk op 'n totaal ander manier. Maar Simeon het dit gesien nog voor die kruisiging. Hy het die antwoord op Israel se gebed en op sy gebed gesien, lank voordat Jesus sy bediening begin het. Selfs lank voordat Jesus gedoop is. Lank voordat daar enige teken was dat hierdie die Messias is. En so ons gaan vanoggend hierdie verhaal lees en bietjie kyk na Simeon se lewe. Wat het gemaak dat hy die saad antwoord van God raak gesien het en nie eers gewag het vir die boom nie. So, kom ons begin by ons teksgedeelte. Lukas 2 van vers 22 tot 35. Dit sê: Na afloop van hulle reinigingstyd wat die wet van Moses voorskryf, het hulle hom, dis nou Jesus, na Jerusalem geneem om hom aan die Here te wy. Soos daar in die wet van die Here geskryf staan: elke eerstelingseun wat gebore word, moet aan die Here gewy word. Hulle het ook, soos die wet van die Here voorskryf, 'n offer gebring, 2 tortelduwe of 2 jong duwe. En kyk, in Jerusalem was daar 'n man met die naam Simeon. Hierdie man was 'n wetsgehoorsame en toegewyd en het uitgesien na die herstel van Israel. Die Heilige Gees was met hom. Hy het deur die Heilige Gees 'n openbaring ontvang dat hy nie die dood sou sien voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Gelei deur die Gees het hy na die tempelterrein gegaan. Toe Jesus se ouers die kindjie inbring, sodat hulle die gebruikelike voorskrif van die wet oor hom kon nakom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geloof. Nou Here, kan u diensknegt in vrede laat sterf, soos u gesê het. My oë het inderdaad u verlossing gesien, wat u ten aanskoue van al die volke bewerk het. 'n lig vir die nasies tot openbaring dien en eer bring aan u volk Israel. Sy vader en moeder was verstom oor die dinge wat oor hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria, sy moeder, gesê: kyk, hierdie kindjie is bestem vir die val en die opstaan van baie mense in Israel, as 'n teken wat betwis word, sodat die bedoelinge van baie mense aan die lig kan kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Ons lees net tot sover. Wanneer Simeon hierdie vir Maria sê, dan sê hy dit vir Maria omdat ons weet Jesus 'n kontroversiële karakter geword het.
dat die geestelike leiers van die tyd nie Jesus gesien en aanvaar het nie, maar eintlik aanstoot geneem het en in essensie gemis het dit waarmee God besig was. Terwyl heelwat ander mense wat nie noodwendig die posisie of die geleerdheid gehad het nie, het juis aanklank gevind by wat Jesus gesê het en deur dit verlossing gevind. En dan natuurlik neem ons aan dat wanneer hy vir Maria gesê het, deur jou siel sal 'n swaard gaan, dan praat hy van die dag wanneer sy haar eie kind aan 'n kruis moes sien. Maar Simeon is in afwagting van God. Die Bybel sê hy's toegewyd, hy's gehoorsaam en hy's in afwagting van dit wat God gaan doen. En hy het natuurlik ook 'n belofte gekry, en hierdie belofte was dat hy nie sou sterf voordat hy nie die gesalfde van God sien nie. Nou wat Simeon uniek maak is wanneer Maria en Josef vir Jesus bring, lank voordat hierdie kind gedoop word, lank voordat hy 'n bediening begin, lank voordat hy vir die eerste keer optree in die tempel en mense leer, lank voor die kruisiging en lank voor Jesus se opstanding, sien Simeon hierdie kind. En hy weet, God het Israel se gebede geantwoord. Dit is klaar. Vir die volgende 30 jaar hoor ons eintlik niks van Jesus nie, behalwe vir die optrede in die tempel. Want is eers wanneer Jesus 30 word, wanneer sy bediening begin. Wanneer hy gedoop word, wanneer hy begin optree, wanneer hy disippels roep, wanneer 'n klomp goed in werking begin tree. Simeon sien dat God gebede geantwoord het en hy is tevrede om te sterf. 30 jaar voordat enigiemand anders sien dat hierdie gebede geantwoord word. En as jy jou vir 'n oomblik in Simeon se skoene moet sit, ten minste in die tydperk moet sit, dan kan jy jouself dalk indink. Ten minste ek kan myself indink. Om nou te dink God het 'n gebed geantwoord, maar daar's nog geen verandering of geen verskil vir die volgende 30 jaar nie. Op 'n punt wonder mens dalk, is dit regtig geantwoord? Het ek reg gesien? Het ek nie dalk net iets misgis nie? Maar Simeon was seker. Hy het nie getwyfel nie. Hy het hierdie raak gesien. En so daar's 3 goed wat ek wil uitlig uit Simeon se karakter, uit sy lewe waarna ons vanoggend gaan kyk. Die eerste is hierdie toegewydheid. Want dit word 'n sleutel tot hoe ons die saad van gebed, die saad van die antwoord op ons gebed raak sien. Die tweede punt is sy gehoorsaamheid. En die derde punt is sy afwagting. So as ons net begin met toegewydheid. Toegewydheid beskryf iets van 'n fokus, 'n alleenlike fokus op God. Om toegewyd te wees aan God beteken, dit is my eerste prioriteit. Dis eenvoudig wat dit beteken. Om toegewyd te wees aan God beteken dat wanneer ek my dag beplan, dan is my tyd met God die eerste ding wat ek beplan en die res val daarin. Wanneer ek my jaar beplan, dan is God my prioriteit in daai beplanning. Dit mag eenvoudig wees dat ek dit doen op grond van wat verwag God van my lewe en hoe ek dit gaan uitleef, of waar maak ek vir my tye waar ek en God kan ontmoet, stilte tye. Of hoe sien ek my geestelike groei vooruit? Beplan ek dalk om hierdie jaar deur 'n boek of 'n teks te werk? Beplan ek om die Bybel van 'n sekere punt af te lees en deur te werk? Beplan ek om moeite te doen met kerkbyeenkomste? Hoe dit ook al sê, dit word my prioriteit. Om toegewyd te wees aan God beteken nie God is die laaste punt op my agenda wat aanhaak nie. Maar daarmee saam beteken dit dat daar 'n sekere lojaliteit is. Ek is op 'n sekere manier lojaal teenoor God. Wat in essensie net beteken dat ek altyd God kies. Ek kies altyd God, maak nie saak wat ek ontvang of nie ontvang nie. Hierdie is die stukkie toegewydheid waarmee ons dalk sukkel in ons geloofslewe. Die stuk waar ons kies om te bid of te vra, en wanneer dit sin maak of daar 'n antwoord is, dan is dit maklik om God te volg.
Maar wanneer ek nie die antwoord kry nie, of wanneer dit nie sin maak nie, of wanneer iets gebeur wat ek voel onregverdig is, dan sit dit my geloof dalk so op die agtervoet dat ek weet nie meer of ek met God kan tyd spandeer nie. Hierdie stuk lojaliteit vereis nie dat dit 'n blindelingse lojaliteit is nie. So dit sê nie jy moet nou maar net lojaal wees, jou oë toemaak en vorentoe gaan nie. Dit vra 'n lojaliteit aan die een wat bereid was om sy lewe te gee vir my en jou. Nou as hierdie God bereid is om mens te word, tussen ons te kom woon, sy lewe te gee vir ons, dan sê dit met ander woorde, hierdie lojaliteit is eintlik oor die karakter van wie God is. Ek kies om vas te hou aan wie God is, wie God werklik is en hoe God se hart vir my klop. Of 'n klomp goed wat gebeur rondom dit sin maak of nie, dis wat ek saam met God probeer uitpleis. En so dis hoekom hierdie toegewydheid nie gebaseer is op emosie nie. Dit gaan nie oor hoe ek voel vir die dag nie. Dit gaan nie oor of ek vandag voel dat God met my is. Ek voel die hoendervleis, so ek weet dit nie. Dit gaan nie oor of ek voel dat ek nou wil loof, prys en aanbid nie. Ek kies eintlik om of ek 'n goeie dag het en of ek 'n slegte dag het, kies ek om God derentyd te kies en prioriteit te maak in my lewe. Dis die essensie van hierdie toegewydheid. 'n Toegewydheid wat God aanhou kies. Die volgende punt wat ons kry by Simeon is gehoorsaamheid. En gehoorsaamheid beteken eenvoudig dat ek God se autoriteit erken. Nou, wanneer ek God se autoriteit erken, dan beteken dit ek besef dat dit wat God sê, dit wat God van my verwag, dit is wet. Dis as te ware die laaste woord in my lewe. Ons kan baie maklik God se woord vat en dan probeer ons sin maak daarvan deur dit wat gebeur het in my lewe en dan daaruit skep ons 'n teologie. So as ek gebid het en God voel vir my God antwoord nie, dan skep ek 'n teologie dat God nie meer gebede antwoord vir my nie. Of as ek gebid het vir my siekte, vir iemand anders se siekte, en hulle genees nie soos ek verwag het nie, dan skep ek die teologie dat God nie meer genees soos in die Bybelse tyd nie. Hierdie sou 'n groot fout wees. Want ons God is dieselfde, gister, vandag en môre. En so die uitnodiging hier weer eens is om God as die finale autoriteit te kies. Nie te kyk wat die wêreld sê en te kyk hoe pas God daarbey in nie. Maar om te kyk wat God sê en waar die wêreld daarmee ooreenstem, fantasties. En waar die wêreld daarmee verskil, moet dit wegval. Die enigste autoriteit, die laaste autoriteit in my lewe is God. Want dit beteken natuurlik ook, ek onderwerp myself aan God. Ek kies dat my wil, my begeertes, my behoeftes, dat dit alles in lyn kom met God. Geloof kan 'n baie selfsugtige ding raak mos. Solank God my lewe vir my makliker maak, solank God die pad so 'n bietjie vir my beter maak, dan is daar vir my iets in hierdie verhouding. Maar ons is so gefokus op onsself. Gefokus op wat vir ons belangrik is, gefokus op wat vir ons gemaklik is, gefokus op wat ons graag wil hê vir die toekoms. En 'n gehoorsaamheid aan God beteken om myself te onderdanig te maak aan wat God se wil is. Om eintlik as te ware uit te vind wat is vir God belangrik. En dit wat vir God belangrik is, maak ek in my lewe belangrik. Dit beteken natuurlik dat ek ook moet reageer op dit wat God sê. Ons kan nie net vat en los dit wat ons graag wil nie. Sekere teksgedeeltes is mos lekker om te hoor. God het jou lief en jy is aanvaar en jy is gered en jy is welkom. Ander teksgedeeltes is bietjie moeiliker. Die teksgedeeltes wat sê ek moet aan myself sterf.
Die teksgedeelte wat sê, dieselfde liefde wat God aan my gewys het, moet ek aan ander wys. Die teksgedeeltes wat sê dat God van my verwag om ook my kruis op te neem en om te volg. Daai teksgedeeltes laat ons baie keer gaan. Ons kies dalk eerder om dit nie in ons lewens te implementeer nie of deel te maak van ons lewens nie, want dit is ongemaklik of dit vereis verandering. Dit vereis dalk dat ek moet laat gaan van my ongeduld of dit vereis dat ek moet vergewe iemand wat my verkeerd aangedoen het. Ons het nie die luksheid nie. 'n Gehoorsaamheid aan God, wanneer God die laaste sê in my lewe het, beteken dat wat God sê, daarop reageer ek. En baie goed gaan vir my maklik wees om te neem en in my lewe te implementeer, en ander goed gaan ek moet sê, Here, ek weet nie eers waar om te begin nie, maar leer my om aan U gehoorsaam te wees. Dan is die laaste aspek van Simeon se lewe is hierdie afwagting. Hy's toegewyd, hy's gehoorsaam, en dan is daar 'n afwagting vir wat God gaan doen. En hierdie afwagting is 'n aktiewe wag op dit wat God gaan doen. Dink vir 'n oomblik aan toe Jesus die duisende kos gegee het. Die disippels het nie na hom toe gekom en gesê, Here, hierdie mense het nie kos nie, wat maak ons? En Jesus het gesê, geen probleem, en almal het kos. Hulle het eers gebring dit wat hulle gehaat het. En met dit wat hulle gehaat het, het God iets geskep. Ons afwagting op dit wat God doen, beteken ek en jy wag, en ons is gereed om so lank te begin reageer met dit wat ons het, sodat ons die bietjie wat ons het, na God toe kan bring, wat heel wat meer daarmee kan maak. 'n Afwagting op dit wat God doen, beteken dat ek aktief soek na God se uitkoms. Ek is eintlik die hele tyd besig om te kyk waar God uitkoms gaan gee, en hoe ek daarin kan deelneem. En so hierdie is die 3 goed wat Simeon besonders maak vir sy tyd. Hy's toegewyd, hy's gehoorsaam, en hy het 'n afwagting. En nou wil ek julle 'n bietjie terugbring na die storie toe, want in die storie gebeur iets interessant, iets wat ons dalk maklik mislees. Dit vertel hoe in hierdie reinigingsritueel daar 2 tortelduwe gebring word. Maar Levitikus 12 vers 6 tot 8 vertel 'n ander storie. Dit vertel hoe die reinigingsritueel gedoen moet word met 'n duif en 'n lam. Maar indien 'n persoon nie 'n lam kan bekostig nie, dan word 2 duwe of 2 tortelduwe toegelaat. Nou, vir meeste van die mense op die tempelterrein sou dit dalk net lyk soos 'n arm gesin wat kom om na die swangerskap en die geboorte van Jesus die kindjie te wy en die ma se reinigingsritueel deur te gaan, en dat hulle dalk nie 'n lam sou kon bekostig nie. Maar omdat Simeon toegewyd was, omdat Simeon gehoorsaam was, en omdat Simeon aktief gewag het op dit wat God gaan doen, het hy agtergekom, hier stap 'n gesin eintlik in, met 2 tortelduwe en die lam van God in die ma se arms. Simeon het iets meer gesien, juis omdat hy gerig en gefokus was daarop. So, ek wil gou op hierdie punt stop, en sê, as jy aan die slaap geraak het, en die laaste sin wat jy gehoor het was, tot hier toe lees ons, en jy het nou wakker geword, dan hier is die basiese beginsel. Ek en jy gaan nie die saadantwoord van God raak sien, as ons nie, heel eerstens, God altyd kies nie. En tweedens, God se woord die laaste sê het in my lewe nie. Net daai 2 goed. Want dis ons toewyding en ons gehoorsaamheid. As ek nie God altyd kies nie, en as ek nie God se woord as die laaste sê in my lewe het nie, word dit baie maklik om die saadantwoord wat God gee, totaal en al te mis. So, hoe lyk dit in ons lewens? Prakties.
Dit beteken, uit die aard van die saak, weet ek en jy nou, dat wanneer ons bid, dan bid ons met God se wil in gedagte. Maar dink gou vir 'n oomblik aan die gebede wat nog hangend is vir jou. Dit wat jy graag wil sien gebeur. Hoe lyk die saad daarvan? Want 'n verandering in 'n familieverhouding lyk vir ons baie keer, partykeer asof solank daai persoon op enige gegeewe oomblik God hulle hart net verander, hulle bel en hulle jammer sê en dan kan ons aangaan asof niks gebeur het nie. Terwyl die saad antwoord daarvan mag lyk dat God 'n geleentheid skep vir jou om die eerste ene te wees om te sê ek's jammer jy het seer. En ek's jammer dat ek dalk iets daarmee te doen mag hê. 'n Saad oomblik vir beter punte, of dit op skool of op universiteit is, mag dalk iemand wees wat jou pad kruis, wat jou help om iets beter te verstaan, of om jou die motivering te gee om 'n rapsie langer te sit en moeite te doen. 'n Tydgleef in jou skedule wat jy nie altyd voorheen gehad het nie. Of 'n verandering in jou werk, die antwoord op 'n verandering in jou werk is dalk nie dat almal se persoonlikhede skielik verander nie. Maar die saad daarvan is dalk juis dat eers God vir jou 'n geleentheid gee om iemand anders te dien en 'n verskil te maak in hulle dag en hulle lewe. Hierdie saad antwoord op ons gebed mis ons as ons nie God altyd kies nie. En as ons nie God se woord as die laaste sê in ons lewe vat nie. Maar dit begin gewoonlik by 'n saad. God is gretig om gebede te antwoord. Want die antwoord op gebede is nie net deel van ons verhouding met God nie, dis ook tot God se eer. Maar julle moet nou ook onthou dat God op geen gegeewe stadium vir ons gesê het, staan asseblief op die kantlyn, ek het hierdie nie. Soveel soos wat God alles om onsself kan hanteer en bestuur, is dit juis sy vreugde om te sê, ek maak julle my kinders, kom deel in my koninkryk. En dis in hierdie deel waar ek en jy 'n rol het om te speel. En dis dalk die rede hoekom God gebede antwoord in saadvorm. Omdat hy juis sê, ek hoor jou gebed, en hierdie gaan ons antwoord, en hier's jou rol in die antwoord op hierdie gebed. Gemeente, mag ons opnuut gefokus wees. Mag ons opnuut God se lewe, God kies, soos wat ons sien in Simeon se lewe. Mag ons God se woord as die laaste woord, laaste sê in ons lewe kies, soos Simeon. Mag ons soekend en wagtend wees vir God se antwoord op gebede. En mag ons net soos Simeon die saad in ons lewe erken waar God begin 'n gebed antwoord het. Lank voordat die bome alreeds daar is. Want dan het ek en jy die voorreg om saam met God te groei, om saam te ontwikkel in ons geestelike karakter, en om saam te sien hoe God werk tussen mense wat nie altyd God se werking raak sien en erken nie. Mag dit ons fokus wees vir 2026. Amen.